Kan ek vra dat ons net so vir 'n oomblik staan? Kom ons steek dit ons hande op na die Here toe, want ek ervaar ons is vanoggend in heilige grond. We are on holy ground this morning, Lord. Here, ons lê alles voor die voete neer. Jesus, 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 ons beminde. Die naam bo elke naam. Die naam op wie se naam daar verlossing is, genesing is, vrymaking is, krag is, Here. En Here, ons aanbely dit vanoggend, Vader, ons verklaar dit vanoggend, Here, maar terwyl ons hier staan, ervaar ek net, Here, dit is in ons midde vanoggend, Here, om U kragtig te openbaar, Vader, en ek dank U vanoggend, dat ons nie vanoggend dieselfde sal uitstap nie, Here, maar ek dink aan Moses, wat hy 'n aangesig tot aangesig ontmoeting met U gehad het, wat sy lewe radikaal verander het, Vader, dat hy so geskyn het van wie U heerlikheid, dat mense gesê het, ons kon sien dat hy was in die teenwoordigheid van 'n lewende God. En Here, my gebed is vanoggend dat ons nie vanoggend dieselfde sal uitstap nie, Vader. Here, want ek dink aan die visioen wat Jesaja gehad het, toe hy die engele gesien het, wat mekaar toegeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En in Johannes in Openbaring sien hy dieselfde visioen, Vader, dieselfde openbaring wat die engele mekaar toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En ons aanbid U vanoggend, Vader, en ons wil U net vanoggend al die lof, al die eer gee, Here, want aan U kom dit toe. En Vader, ek wil vanoggend bid dat U die prediker sal wees, Here, dat mense U sal beleef, dat mense U sal ervaar, dat mense U sal sien. Here, ek bid dat U woord nie so ledig terugkeer nie, maar dit sal dien die doel waarvoor U dit gestuur het. Here, ek dank U vanoggend dat ek reg nou elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Christus. Ek dank U dat geen gees behalwe U Gees sal oordra nie, Vader, en ek dank U vanoggend vir geopende harte en geopende ore, dat U woord wat saad is op goeie grond sal val, dat dit sal vrug dra, Here, en dat dit 'n verskil in mense se lewens sal maak, Vader. En ons loof U en ons prys U daarvoor. In Jesus se naam, kom ons gee die Here net 'n lofoffer. Halleluja. Here, ons loof U en ons prys U vir die goedheid in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie, kan jy sit plek neem. Hartlike goeiemôre van my kant af. Dis werklik vir my weer eens 'n voorreg om die woord van die Here te kan bedien vanoggend. En terwyl ons so staan, toe besef ek in die hemel gaan dat ons wil sien wat die engele sien en ons wil hoor wat die engele hoor, maar die Bybel verklaar Openbaring dat die haleluja's in die hemel is soos donderslag. Dis wat die skrif sê, letterlik. En ek dink dit moet 'n aanskoulike gesig wees om te kan sien. Ek wil sien wat die engele sien en ek wil hoor wat die engele hoor. En in die hemel gaan ons net God loof en prys, en ek dink ons moet onsself op aarde begin voorberei dit wat ons eendag permanent in die hemel gaan doen. Is dit nie so nie? Baie mense sê ons wil eendag hemel toe gaan en is reg en is great, maar as ons nie eens op aarde vir 15 minute God kan loof en prys nie, wat wil ons eintlik eendag in die ewigheid gaan maak? Dis eintlik die vraag wat ek het. Dit ons raak so vinnig weggevoer op ons gedagtes dwaal so maklik, maar hy is aanbiddingswaardig. Daar's niemand soos hy nie. En ek dink as ons werklik weet hoe groot ons God is, sal dit die mate van ons aanbidding ook verander. Dit sal die diepte van ons aanbidding verander as ons werklik weet hoe groot ons God is. Hy wat alles gemaak het, alles geskaap het, wat alles in die holte van sy hand het. Hy is almagtig en hy verdien om geloof en geprys te word. Amen. Ek wil vanoggend met u praat en die Pastor Henry my in die week bel en vir my sê ek moet bedien vanoggend toe. Vra ek, Here, wat is dit wat jy vanoggend vir die gemeente of vir die mense wil sê? En in my hart, toe kry ek net hierdie woorde, en in my gees ervaar ek net, en ek wil 'n titel vanoggend, 'n geloof wat vrees oorwin. Geloof wat vrees oorwin. En vanoggend terwyl ek voorberei, ek het al vroeg opgestaan en ek sit in my binnekamer en ek raak net so stil vir die Here, so van 4:30 af, en net so na 6 kry ek 'n boodskap op my foon van een van ons selgroeplede wat my sê, bid asseblief vanoggend vir my vrou. Sy is opgeneem in City of Tshwane District Hospitaal. Suiker is hoog, bloeddruk is laag. Haar hele liggaam voel soos naalde en speld, hulle weet nie wat's fout met haar nie. En ek bel hom en ek sê vir hom, ons sal bid, ons bid saam met jou. En die volgende oomblik, toe sê hy, maar kan ek iets anders vra? En hy begin huil, letterlik huil. Sê, bid vir my, want ek weet nie wat gaan Dinsdag gebeur nie, maar met al die oproere en alles wat nou gebeur, met al die goed wat rondgaan, sê hy weet nie of hy nog Dinsdag gewerk gaan hê nie, met al die goed wat gebeur mos, met die goed wat deur die rond te gaan, dat almal moet uit die land uit, en ons almal ken die hype wat daarmee gepaard gaan. En ek besef, weet jy wat, die goed is regtig, en mense sit werklik waar met angs en vrees in hulle lewe.
En vrees kom ons almal se pad langs. En ek dink as ek vir elkeen hier vanoggend moet vra, was ons dalk al in 'n situasie of ons staan dalk voor 'n situasie waar dit vir jou gelyk het of wat onmoontlik is en jy weet nie hoe gaan jy hierdeur kom nie. Stem jy saam met my? Ek was al daar. En u was dalk al daar of miskien sit jy vandag in 'n situasie wat vir jou onmoontlik lyk en jy wonder hoe gaan jy daar uitkom. Dan wil ek vandag vir jou sê vertrou God, want God kan. Die Bybel sê God verander nooit nie. Hy's gister, vandag tot in alle ewigheid bly hy dieselfde. Hy kan nie verander nie. En God het 'n doel en God het 'n plan. Al sien u en ek dit nie altyd raak nie. En ons gaan lees in die verhaal wat ek vir jou wil lees is opgeteken in 1 Samuel hoofstuk 14. En daar's baie geloofshelde in die Bybel, maar toe ek hierdie verhaal lees, toe sien ek dit so van toepassing op Suid-Afrika, van toepassing op my en u vanoggend, waar ons elkeen vanoggend hier sit. In 1 Samuel hoofstuk 14 en voor ek dit lees, dan wil ek vir jou sê ons lewe vandag in 'n wêreld vol vrees. Mense is bang. Toekoms, finansiëel, siekte, mislukking, oorlog, verlies, wat ander mense van hulle dink. Vrees verlam mense. Hoor mooi wat ek sê. Vrees verlam mense. Geloof laat mense beweeg. Vrees het die vermoë om enige iets in jou die desse wat God in jou lewe het te stop. Hang af en as jy dit heeltyd gaan voed, is dit wat gaan gebeur. Maar geloof laat jou beweeg. En in 1 Samuel hoofstuk 14 is dit opgeteken van Jonatan. Nou Jonatan was koning Saul se seun gewees. En in 1 Samuel 14 was dit 'n toestand wat wanhoopig was. 'n Toestand waar die Filistyne oorweldigend sterk was. Israel het amper geen wapens gehad. Hulle was heeltemal ontwapen gewees. Menslik gesproke was daar geen kans op oorwinning nie. Maar God wys dat hy nie groot getalle nodig het nie. En ons gaan lees vanaf vers 1. En op 'n dag het Jonatan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: "Kom, ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne wat daar oorkant is." Maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. En Saul het gaan sit op die grens van Gebea onder die granaatboom wat by Migron staan, en die manskappe wat by hom was omtrent 600 man. En Jehia, die seun van Aibab, die broer van Ikabod, die seun van Finias, die seun van Eli, die priester van die Here in Silo, het die skouerkleed gedra, maar die manskap het nie geweet dat Jonatan weggegaan het nie. Nou daar was tussen die passe waar Jonatan wou deurgaan na die wagpos van die Filistyne 'n spitsrots en oorkant en 'n spitsrots diskant. En die naam van die een was Boses en die ander naam was Sene. Die een spits staan soos 'n pilaar noord teenoor Michmas en die ander een suid teenoor Gebea. Jonatan het dan aan die dienaar wat die wapens dra gesê: "Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie." Hoor mooi wat sê hy. By die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Toe sy wapendraer vir hom sê: "Doen alles wat in jou hart is, maak soos jy wil. Hier is ek by u volgens die wens van die hart." Daarop sê Jonatan: "Kyk, ons sal na die manne toe oorgaan en ons sal aan hulle vertoon. En ons sal vir hulle sê: staan stil totdat ons by hulle kom. Dan moet ons op ons plek bly staan en na hulle kyk en na hulle opklim. Maar as hulle so sê, kom op na ons toe, dan klim ons op. Want dan het die Here ons in ons hand gegee en dit sal wees 'n teken vir ons." Toe hulle twee aan die wagpos van die Filistyne vertoon, sê die Filistyne: "Kyk, daar kom die Hebreërs uit die gate uit waar hulle wegkruip." En die manne van die wagpos het Jonatan en sy wapendraer aangespreek en gesê: "Klim op na ons toe, dan sal ons julle 'n les leer." Daarop sê Jonatan aan sy wapendraer: "Klim op agter my aan, want die Here het hulle in die hand van Israel gegee." En Jonatan het op sy hande en sy voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan. En hulle het hom voor Jonatan geval terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hierdie eerste slag waarin Jonatan sy wapendraer ongeveer 20 man verslaan het plaasgevind op omtrent die helfte van 'n aanvoersel van 'n stuk land. God verlos die hele Israel op die geloof van twee mense. Twee mense. En ek wil 'n paar punte vir jou vanoggend hierso gee. Die eerste punt is vrees laat jou stil staan.
In 1 Samuel 14 vers 1 sien ons dat Saul sit. Hy wag en hy doen absoluut niks. Hy sit onder 'n granaatboom, hy het hoop verloor, 600 man saam met hom. En hulle doen absoluut niks nie. Hy het 'n leer, hy het priesters, hy het ervaring, maar sy vrees maak hom onbeweeglik. Hy het alles. Hy het alles tot sy beskikking, maar sy vrees het hom onbeweeglik gemaak. Wanneer vrees regeer, dan bid ons minder. Ons waag minder, ons dien minder en ons droom minder. Hoor mooi wat ek sê. In die Engels, ek het dit nou die dag by die Engelsdiens sê, in Engels praat ons van fear. Fear beteken false evidence appearing real. So waarvoor die fear, as jy dit gaan afbreek, false evidence appearing real, beteken, meeste van die goed wat ons baie keer vrees, gebeur nie, maar tog vrees ons. Dit is so. En dit verlam ons, want ons gee heeltyd ons aandag aan dit. En in hierdie geval was dit die vrees het hulle verlam, en hulle was in 'n toestand van wanhoopigheid gewees. En terwyl ek hierdie so lees, vra ek myself net die een vraag. Wat het Jonathan beweeg om daai risiko te vat? Hy het nie sy pa te kenne gegee nie. Eintlik het sy pa gesê niemand mag ergens heen gaan nie, niemand mag uit die kamp uit gaan. Wat het hom beweeg om so 'n radikale besluit te maak en God so te vertrou terwyl niemand anders dit wou doen nie? Was dit geloof? Ek dink is deel daarvan. Maar in my hart vanoggend vra die Here met my te sê, Here, weet jy wat my kind? Desperaatheid het hom beweeg. Hoor my wat ek sê. Desperaatheid, maar weet jy hoekom? Hulle was vir 20 jaar al deur die Filistyne verdruk en dit het net aangehou en aangehou en aangehou en aangehou en aangehou. En ergens het hy besluit, genoeg is genoeg. Dit kan nie meer so gaan nie. En ek dink as ons na Suid-Afrika kyk en in ons land moet ons mekaar reguit vandag sê, genoeg is genoeg. Dis hoe ek voel in my hart. Dit kan nie langer so aangaan nie. Jonathan het gesê, ek maak 'n besluit. Dit kan nie so aangaan nie. Hierdie volk moet verlos word. Here, U moet dit doen. U moet deurbraak. Desperaatheid het hom gedryf. En ek wil vandag sê in ons eie lewe is dit baie keer, niks in my en U lewe gaan verander tot die dag wat ons besluit om desperaat te word. Tot die dag wat ons besluit, ek gaan nie meer hierdie in my lewe toelaat nie. Ek gaan 'n besluit maak en sê ek gaan 'n verskil maak, maar ek moet eers desperaat word. En ons is baie keer nooit op 'n plek van desperaatheid genoeg nie. Die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gely het, wat alles verloor het, wat al haar geld opgegee het, was op 'n oomblik van desperaatheid. Sy het haar hele lewe opgeoffer, haar dignity op die spel gesit, sy kon doodgemaak geword het en sy het gekruip en gesê as ek net die soem van die Here Jesus se kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Wat het haar gedryf soontoe? Desperaatheid. Desperaatheid. En die vraag vir my en u vanoggend is ek en u desperaat genoeg vir die Heilige Gees se krag in ons lewe? Is ons honger genoeg vir sy krag? Is ons honger genoeg om te kom saam bid vir herlewing dat God in hierdie land kan ingryp en 'n uitstorting gee wat hierdie land radikaal sou kan verander? En Jonathan het 'n besluit gemaak in geloof. Teen alles in het hy 'n besluit gemaak en gesê ek gee nie om met enigiemand sê nie, ek gaan. Ek weet nie of ek daai tipe van God sit of daai tipe van geloof het. Weet jy wat maar hierdie storie het my geïnspireer en gesê wat 'n verskil maak ek? Sit ek net, is ek deel van die probleem of werk ek aan 'n oplossing? Is ek deel van die oplossing? Baie Christene leef so, hulle glo in God, maar hulle leef asof hulle probleem groter as God is. Toepassing, wil ek vandag vir julle sê. Waar sit u en ek miskien vandag onder 'n granaatboom? Dalk is dit finansies, ons huwelik, jou kinders, jou bediening, jou gesondheid. Vrees sê moenie beweeg nie, God sê bly vertrou. Geloof kyk na God, nie na die omstandighede nie. Hoor mooi wat ek sê, geloof kyk na God, nie na die omstandighede nie. Jonathan het in 14 vers 6 sê hy die volgende gesê. Jonathan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Wat 'n ongelooflike geloofsverklaring. Hy sê nie ons gaan beslis wen nie. Hy sê kom ons gaan, miskien sal die Here vir ons optree. Ware geloof probeer nie vir God manipuleer nie. Ware geloof vertrou God ongeag van die uitkoms. Ongeag van die uitkoms. Jonathan fokus op hoeveel soldate nie. Hy fokus nie op hoeveel swaarde nie, hoe sterk die vyand is nie. Hy fokus net op een ding, God se grootheid. Dis alwaarop hy gefokus was God se grootheid.
Ek dink tog in 'n mate was daar miskien vrees in sy hart en angs in sy hart, maar een ding weet ek, sy geloof het hom gevat tot 'n stappie hoër om verder te kyk as net die omstandighede. En ek het 'n vermoede dis hoekom hy Dawid se beste vriend was, want hy en Dawid het dieselfde hart gehad. Dawid was 'n giant killer en Jonathan was presies dieselfde. Hulle was een van hart, een van gees, een van siel gewees. En mag God ons help dat ons sulke vriende in ons lewe kry, mense wat dieselfde as jy glo, dieselfde as jy gaan, want hulle gaan jou vat na 'n hoër hoogte. Baie keer omring ons met mense wat ons nie na 'n hoër hoogte toe vat nie, maar wat ons baie keer aftrek. Omring jou met die regte mense. Omring jou met geloofsmense, met mense wat saam met jou sal bid, saam met God vertrou en jou vat na 'n hoër hoogte toe. En ek het 'n vermoede dis hoekom Dawid en Jonathan so was. Want hulle het dieselfde hart gehad, dieselfde visie, God dieselfde manier vertrou. Hoe groot is u God? Want geloof word bepaal deur jou siening van God. Punt nommer 3, geloof inspireer ander. Die wapendraer antwoord. Hy het 'n wapendraer by hom gaan. Die wapendraer antwoord. Doen alles wat in die hart is. Ek is saam met u. Geloof is aansteeklik. Jonathan se geloof gee sy helper moed. Een gelowige kan 'n gesin verander, kan 'n gemeente verander, kan 'n werkplek verander, moed versprei, maar vrees ook. Moed versprei, maar vrees ook. En ons het laasweek bietjie daarby stil gestaan. Daar was 12 verspieders wat uitgegaan het. 2 van hulle het 10 van hulle het vrees versprei en 2 het geloof versprei. Watter stem is een ek? Kyk, en daai 10 het 'n hele destiny van 'n volk verwoes met hulle negatiewe gerig. Maar 2 het gesê God kan en hulle het in besit geneem dit wat God vir hulle gegee het. Daar's 'n skrif wat sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. En ek wil jou vanoggend inspireer. Moenie vanoggend kyk na jou omstandighede nie. Moenie vanoggend kyk na wat jy omring is nie. Moenie vanoggend kyk na dit wat nie gedoen kan word nie. Fokus op die grootheid van God in jou omstandighede, want God kan dit doen. Jare terug, Sanelle, seker nou 5 jaar, né? Plus minus wat ek en my vrou finansiële keuse gemaak het wat ons iemand vertrou het wat my finansiëel in 'n posisie gesit het wat ek op 'n punt was om alles te verloor. Ek praat vandag uit ervaring uit en dis dit vriende wat weet. Maar eers het ek 'n vreesgeoriënteerde keuse gemaak want my werk het my gesê mag dalk nie 'n werk hê nie. En ek besluit ek wil 'n besigheid op die sideline begin want ek moet iets aan die gang kry want as ek my werk verloor moet ek 'n inkomste hê want maar hoe gaan ek survive? En ek maak 'n verkeerde besluit, 'n vreesgeoriënteerde besluit. En iemand sluk my met R300,000. Ek sit met skuld en ek is amper uit te werk. Ek sê vir my vrou vir 'n week, ek gaan nie werk, ek gaan verlof vat by die werk, ek gaan die aangesig van die Here soek. Ek sê julle bel my nie as julle my soek, julle kry my nie in die hande nie. Want God moet deurbreek, want as God nie deurbreek het ek 'n massiewe en ons almal 'n massiewe probleem. Vir 'n week lank het ek gevas, ek het gebid, ek het God gesoek. Ek sit nog met van die skade, maar die Here het die situasie omgedraai dat daai vrou my vryskelk van 'n kontrak van 5 jaar onmiddellik. En sy sê jy hoef dit nie terug te betaal nie, want sy weet sy was verkeerd in die eerste kant. En in die tweede kant, dis 4 jaar later, ek het nog steeds dieselfde werk en ek het in 'n ander afdeling begin werk en God het voorsien op maniere wat ek nie geweet het nie. Maar wat ek jou wil sê is my eerste keuse omdat ek hier bang was, het ek 'n vreesgeoriënteerde keuse gemaak. En baie van ons maak vreesgeoriënteerde keuses omdat ons nie God genoeg vertrou. Omdat ons nie kan sien wat God wil doen nie. Ek sê nie is verkeerd nie, maar in my lewe het ek die pad gestap en ek het op 'n plek gekom wat ek sê Here, help my dat ek nie weer so besluit sou maak nie want ek het 'n roete geloop, ek het 'n pad gestap. En partykeer dan is ons omring en ons voel oorweldig en jy voel jy kan nie, jy stort trane en jy huil en jy sien nie die uitkoms nie. Maar ek wil vandag sê God is getrou, God kan. God kan. God is getrou. Dit is daai liedjie altyd sing. All my life you've been faithful. All my life you've been so good. I can just look about the goodness of God. En dis mense wat vanoggend ook dieselfde storie, wat dieselfde verhaal kom vertel. Of jy sit ook in so 'n situasie, dan wil ek vir jou sê, niks is by God onmoontlik. Jonathan klim, punt nommer 4. God werk wanneer ons in geloof beweeg. Hoor mooi. God werk wanneer ons in geloof beweeg. Jonathan klim op.
Hy klim in geloof op. Hy veg. God stuur paniek. 'n Aardbewing volg. Die Filistyne raak deur mekaar. Let op die volgende. Jonatan beweeg, toe werk God. Baie mense sê, Here, eers as U alles verander, dan sal ek glo. God sê dikwels, glo eerste. Baie mense sê ek sal, Here, verander eers alles, dan sal ek gaan. God sê dikwels, glo eers. En vanoggend toe dink ek aan hierdie skrif, toe ek hierdie gedagte lees, en dit kom by my op. Jy weet, die Here het gesê in Markus 16, hoor mooi, Markus 16, vanaf vers 16 tot en met vers 20. En ek wil dit vandag prakties maak om vir jou te sê. Hy sê, hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. As hulle slange opneem, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, het hy gaan sit aan die regterhand van God. En hier's vers 20 en dit het my getref. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek. So Jesus gee vir hulle die opdrag. Hy sê vir hulle gaan. Hy's opgeneem in die hemel, hy's van hulle al weg. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig. Hulle moes uitgaan en toe hulle uitgaan, toe werk God saam met hulle. They first needed to go and then God worked with them. Hulle moes uitgaan, hulle moes hulle voet op die water sit. Hulle moes gaan. Jy sal nooit weet of God 'n sieke deur jou kan genees as jy nog nooit vir 'n sieke gebid het nie. Jy sal nooit weet of God jou kan gebruik vir enigiets as jy nog nie bereid was om in jou geloof jou hand op iemand te lê en te bid dat God 'n sieke kan genees. Ergens gaan ons voet op die water moet sit en sê, Here, in geloof gaan ek begin doen dit wat U wil hê ek moet doen. En ek wil elkeen van ons uitdaag om te sê, gee die eerste stap. Ek wil amper sê, as jy een stap gee, God gee 1000. Maar hy wag vir jou. By die Jordaan, ek wil jou net 'n paar illustrasies gee. In Joshua 3 is die volk op pad om deur die Jordaanrivier te trek na die beloofde land toe. En die priesters en hulle sê, ons het nog nooit hierdie weg getrek nie, maar hulle is voor die Jordaan. En die Here sê vir die priesters loop, en hulle loop reguit op die Jordaanrivier af. En die oomblik toe hulle voete in daai Jordaanrivier sit, maak die God kloof God daai Jordaanrivier oop. Hulle moes begin in beweging kom. Toe hulle voet op daai water sit, toe maak die Here die rivier oop. By Jerigo, wat het by Jerigo gebeur? Israel moes eers rondom dit loop voordat iets gebeur het. Hulle moes eers marseer voordat iets gebeur het. In geloof het hulle iets gesien. Petrus moes eers uit die boot uitklim voordat hy op water kan. Hy sou nooit op water geloop het, sou hy dit nie gedoen het nie. Geloof beweeg eerste. Volgende punt wat ek wil maak is God gee oorwinning wat mense nie kan verklaar nie. Hoor mooi wat ek vanoggend sê, God gee oorwinning wat mense nie kan verklaar nie. In 1 Samuel 14 vers 23 sê dit, so die Here Israel die dag verlos. Was Jonatan betrokke? Ja, maar dit was nie Jonatan self gewees nie. Nie deur Saul nie, die Here. Hoor my wat ek sê, die Here. God gebruik Jonatan om die verlossing te bewerkstellig, maar dit was God wat die aardbewing gestuur het. Dit was God wat die mekaarheid tussen daai volke gegee het sodat hulle mekaar uitgewis het. Wanneer God werk, kry hy die eer. Die grootste oorwinning is nie oor die Filistyne nie. Vandag prakties wil ek vir jou sê, die grootste oorwinning vir my en vir u is sonde, die dood, Satan en vrees. Hoor mooi. Sonde, dood, Satan, vrees. En ek wil vir jou lees wat sê 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van wat? Liefde, van krag, liefde en selfbeheersing. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Gees van vreesagtigheid. Dis een van die min plekke waar daar
waar daar iets gekoppel word aan 'n gees, wat hy dit noem 'n gees. Nou hierdie gees van vrees is nie noodwendig, ek is eendag in die huis, en my vrou en my dogtertjie is baie bang vir spinnekoppe en vir goggas en al hierdie goed. En ek kom by die ligskakelaar in die huis en ek wil die ligskakelaar aansit en langs hierdie skakelaar sit daar net so groot spinnekop omtrent so groot as my hand langs hierdie ligskakelaar. En ek roep hulle twee nader en ek sê vir hulle kom kyk hierso. Want ek wou nou net 'n bietjie snaaks wees. En ek klap teen die muur en daai spinnekop begin hardloop in hulle rigting. Ek hoor net soos wat hulle gil deur die huis, die een is soontoe, die ander is soontoe. Ek sê julle moet stadig, hulle gaan die polisie bel, hulle gedink hier's 'n aanranding in hierdie huis. Die punt wat ek wil maak is, daai vrees waarvan hy daar praat, is nie noodwendig die vrees van 'n spinnekop nie, want dis as die spinnekop is dan vrees jy, maar dis nie iets wat konstant is. Selfs met hoogtevrees, dis iets wat daar is, maar dis nie heeltyd konstant. Dieselfde met ek is bang vir noutes. Ek is nie heeltyd bang nie, maar as ek dit in blootgestel word, dan vrees ek. Maar die vrees waarvan hy praat, is 'n vrees in ons denke wat ons verlang lê dat ons nie die destiny vir God in ons lewe kan bereik. Dis 'n vrees wat intern is, wat permanent teenwoordig is, wat ons laat stil sit, wat jou in die nag laat wakker lê, wat jou in jou bed laat rondrol, dat jy nie weet, ek sien nie die uitkoms nie, wat jou lam lê. Dis die vrees waarvan hy praat. Want al daai goed is eksterne faktore, maar in ons denke het ons baie keer, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan dit nie maak. Dit hou jou wakker. En dis die vrees waarvan hy praat. En dis hoekom hy sê, om daai vrees te oorwin, moet een ek vanoggend verstaan, en ek op Pastor Henry praat vanoggend, op Pastor Henry haal die skrif aan wat sê, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Wat sal beteken, as daar nog vrees in my hart is, het die liefde van God dalk nog nie volmaak in my hart geword. Hoor jy, hy sê die volmaakte liefde van God dryf die vrees na buite. En ek moet op 'n plek kom, dat ons in die gees wandel, en dan gaan die vlees nie oor ons beheer kry nie, en dan gaan ons in die oorwinning van God kan wandel. Want die Bybel verklaar tog baie duidelik, dat die blydskap van die Here is ons beskutting. En as hy jou blydskap steel, het hy alles gesteel. En kyk maar onmiddellik, die oomblik wat vrees inkom, wat gaan weg? Blydskap, vrede. Al daai goed wat ons eintlik in ons hart wil hê. Die oomblik wat vrees kom klop, dan gaan al daai goed uit ons lewe uit. Depressie. Wat kom in? Depressie, angs, al die ander vrugte wat daarmee gepaard gaan, waarmee baie mense vandag in hulle lewe sukkel. Maar God wil nie ons moet vasgevang wees aan nie. Hy wil hê ons moet vry wees van dit. Ons moet vry in dit wandel. Hoe oorwin ons vrees? Dit is maklik om vanoggend te sê is vrees, want ons vrees, maar hoe oorwin ons dit? Punt nommer 1. Ken God se karakter. Hy verander nooit, hy bly getrou. Hebreërs 13 vers 6 sê die volgende. Daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens my kan doen? Hoor jy wat sê? Hoor, dis my so mooi skrif. Hy sê, daarom kan ek met alle vrymoedigheid. Vrymoedigheid beteken jy hoor ek het 'n boldness, daar's by my ietsie binnekant. Die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my kan doen? En laasweek toe sluit ek af, weet jy wat met daai gedagte wat my gekom het, dat die Arameërs wil in Israel gaan oorlog voer en die koning het 185.000 soldate wat hy oprig om te gaan oorlog voer. En die Here stuur een engel deur daai laar en die volgende oggend toe hy wil gaan oorlog voer, toe hy sy hele weermag verpletter met een engel wat deur die laar getrek het en die vyand vernietig het. Ons sien baie keer, weet, ons maak van engele ligtelike prentjies en op die media en teken ons dit, sommer weet Cupid en ons. Of jy sê 'n engel van God is 'n magtige wese. Hoor baie mooi. En as een engel van God deur 'n laar kan trek en 185.000 mense neerslaan, dink net, hoekom vrees ek vanoggend? Die Bybel sê God sal sy engele aangaande jou bevel gee. Sy engele sal 'n laar om jou trek en geen plaag, geen ongelukkig sal naby jou kan kom nie. En elke liewe oggend voordat ek en my vrou en my dogtertjie huis het gaan bid, ek het God se engele laar om ons trek. Ek pleit die bloed van die Here Jesus Christus om ons, want ek weet daar's krag in die woord van God. En as woorde krag het. Ons almal sê dat woorde het krag. Die Bybel sê dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Hoeveel keer praat ons negatief? En kom ons dink mooi daaroor. As 'n derde van die engele uit die hemel uitgegooi word, beteken dit daar's nog 2/3 oor. Is dit nie so nie? Ja, dit is so. Is dit nie so nie? Met ander woorde, daai wiskunde.
So met ander woorde, as ek die God se woord bely, want hierdie woord van God, dat die Bybel sê dat die engele is waaksaam oor die woord van God. As ek die woord van God bely, dan aktiveer ek die engele en ek aktiveer die wonderwerkende krag van God. Maar as ek nie die woord van God konfessie en ek bely negatief, wat aktiveer ek dan? Dis kom ons woorde so krag het. En die vraag wat ek wil vra is en ek bedien nou uit my hart uit vanoggend, maar die vraag wat ek wil vra is as ek die laaste week se woorde moet opneem en ek moet dit vir ons terugspeel, wat sal ek hoor? Net van die laaste week. Aktiveer ons die woord van God en spreek ons lewe oor ons omstandighede sodat God in ons lewe kan werk. Of spreek ons dit wat die vyand vir ons sê en spreek ons negatief. Want as woord en lewe in die krag van die tong is, dan beteken dit ek moet dit gebruik en hy sê jy sal die vrug daarvan eet. En hoe verdryf ons vrees? Hoe verdryf ons vrees? Deur die woord van God te bely. Dis hoe ons vrees verdryf. Nommer 2. Vul jou hart met die woord van God. Hoor my wat ek sê. Vul jou hart met die woord van God. Kolossense 3 vers 16 sê die volgende. En laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Laat die woord van Christus ryklik in julle hart woon. Wie van julle onthou die advertensie jare terug? Hy kremore advertensie. It's not inside, it's on top. En ek wil dit vandag van toepassing maak. Baie van ons Christendom, it's not inside, it's on top. Hoor mooi. Dis hier, dis kopkennis, dis great. Maar is dit in jou hart, is dit lewendig en maak dit 'n verskil. En as hy sê dat die woord van God ryklik in jou hart woon, dan bedoel hy een ding. As siekte aan jou deur kom klop, dan maak die skrifte oop wat sê, deur sy wonde het my genesing gekom. En deur sy wonde is ek genees. En jy begin die woord van God bely oor jou siekte toestand en jy begin die woord verklaar. As daar behoefte in jou hart kom, dan maak die skrif wat sê my God sal voorsien in elke behoefte en jy begin die woord van God quoteer oor jou omstandighede, want die woord van God maak oop, want daar gaan baie goed in my en u hart kom klop. En wat gaan oopmaak as ons nie vol is van die woord van God? En nou is ons nie vol nie, ons is nie ingeplant nie, maar ons is nie in ons gees nie, dan maak dit oop en wat kom? Vrees, angs, depressie, noem dit wat jy wil, want die woord van God is nie dit wat kan weerstand bied en dit wat geklop word in ons hart se deur. Dis hoekom dit so belangrik is dat die woord van God deel moet wees in jou lewe, deur jou lewe moet funksioneer en dit moet gespreek word en dis al wat die verskil gaan maak. Want die woord van God bring lewe. Die woord van God is lewe en ek moet dit spreek, ek moet dit bely, ek moet dit quoteer oor ons lewe. Bid voordat jy paniekerig raak. Gebed verander perspektief. Neem die eerste geloofstap, doen wat God reeds vir jou gewys het. Weet jy, baie van u en baie van ons, God het al met ons gepraat oor baie dinge in ons hart, maar het ons al begin reageer op dit. Gehoorsaam ons God in dit. Onthou vorige oorwinnings. Psalm 103 vers 2 sê die volgende. Psalm 103 sê Dawid skryf en hy sê die volgende. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Geen een van sy weldade nie. Geen een nie. En ek dink toe ek hierdie lees om dit vir jou prakties toe te pas. Dawid kon dit skryf, weet jy wat? Toe Dawid voor Goliat staan en almal sê vir hom, Dawid, maar jy is te klein. Jy kan nie. Jy het nie die vermoë om dit te kan doen nie. Toe maak hy almal stil. Hy maak die koning stil en hy roep sy verlede. En hy sê die koning, onthou, ek het 'n leeu verslaan, ek het 'n beer verslaan. Dieselfde God wat dit gedoen het, dieselfde God wat hier ook kan werk. Want hy het 'n woord van 'n getuienis gehad. Wat sê Openbaring 12 vers 11? Hulle het hom oorwin deur wat? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Dra jou getuienis krag. Dawid se getuienis het soveel krag gedra dat hy die koning kon oortuig het om te gaan veg teen Goliat. Ons het elkeen
in ons eie lewe, 'n getuienis. En daai getuienis is wat God wil hê jy moet gebruik om by ander mense uit te kom, vir dit wat hy in jou lewe gedoen het. 'n Kragtige getuienis. So, ek wil vandag vir jou sê, Dawid kom in 'n geval en 600 manne wil hom met klippe doodgooi. Want hulle sê hy is die oorsaak dat die vrouens en die kinders almal weggevoer is, van die stad afgebrand het. En 600 ouens wil hom stenig en wil hom doodmaak. Hy sê vir hulle, wag 'n bietjie, en die Bybel sê hy het homself in die Here gaan versterk. Hoe het hy homself in die Here gaan versterk? Hy het begin sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, want geloof kom deur die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. Hy het die woord van God begin bely, hy het God begin herinner in die verlede, en hy het begin spreek en hy het begin bid, en God het hom die oorwinning gegee. Sien, dis prakties wat ek jou vandag wil sê, en dis hoe jy die oorwinning gaan kry, is om stil te sit en die woord van God te vat, dit te bepeins en dit in jou hart te kry. Daar's 2 mense in hierdie verhaal van 1 Samuel 14. Daar's 2 mense. Saul sit en Jonathan klim. Dis 2 mense. Saul sit, Jonathan klim. Die een word deur vrees beheer en die ander een deur geloof. En die vraag vir my en vir u vanoggend is: wie is ek en u vandag? Miskien sit jy dalk vandag al vir 'n geruime tyd. Dan is dit tyd dat ons geaktiveer word. Pastor Redner, ek dink dit is tyd dat ons almal miskien in ons eie hart moet geaktiveer word. Ons sê, Here, help ons in 'n desperaatheid om op 'n plek te kom dat ons kan bid vir hierdie land. Soos nog nooit van tevore nie, want hierdie land is op 'n mespunt en ons almal weet dit. Mag ons geaktiveer word vanoggend deur geloof. Nou hoor ek baie mense sê, ja, maar gaan gebed werk. En baie mense sal kritiseer en sê, weet, hoekom lyk dit soos wat dit lyk? Ek kan my nie steur in dit nie, ek weet God kan. God roep elkeen van ons vandag om op te staan. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy almagtig is. Geloof beteken nie dat daar geen vrees is nie, maar geloof beteken dat jy God meer vertrou as wat jy jou vrees glo. Hoor my wat ek sê, geloof beteken dat jy God meer vertrou as wat een ek vanoggend ons vrees gaan glo. En die sleutelvers is steeds, want vir die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. En jy kan maar gaan kyk reg deur die Bybel. Was die meerderheid, daar's 'n gesegde wat sê majority rules. Dis 'n wêreldse gesegde en dis great. Maar in die Bybel was dit altyd die minderheid wat die verskil gemaak het. Kom maar gaan kyk. Noag was een man. God sê, ek het jou regverdig bevind en God red hom. Ons gaan 'n bietjie verder. Gideon het met 300 manne 'n weermag verslaan waarvan die kamele nie eens kan betaal. Elia was een man en hy daag 450 Baal-profete uit en God gee hom die oorwinning. Daniël was een man gewees wat in 'n koningskap opgestaan het, hy en sy 3 vriende, en hulle het 'n koning se hart verander en 'n hele destiny verander van 'n koning en van die land ook. Dis minderheid. En vandag is my vraag, ons almal volg die meerderheid, maar as die meerderheid dan reg is, hoekom lyk die wêreld vandag meer gebroken, meer stikkend as ooit van tevore? Want weet jy hoekom? Ons het die woord van God verruil vir baie ander goed, in steede van om die woord van God in ons lewe te aktiveer en te beproef en te toets. En ek het 'n keuse, gaan ons die meerderheid volg of gaan ons God se woord volg en sê ek gaan in geloof opstaan en nie meer vrees nie, want God is in beheer van die omstandighede. Glo julle dit volg? Wie glo dit volg? En ek wil hê ons gaan op ons voete staan en ek gaan vanoggend vir ons bid. Ek wil hê kom ons gaan almal staan en ek gaan vanoggend vir ons bid. Môre is daar kans dat ons 'n lied kan speel? Dink jy as ek hom vir jou gee? Ek sal vir julle die lied se naam gee. En weet jy wat wil ek vanoggend hê? Ek wil hê ons moet werklik waar elkeen in jou eie hart en in jou eie gees vanoggend. Hierdie gemeente se doel is gaan maak disippels, maar eers moet ons leer om te bid. 'n bietjie God se aangesig te soek en dis hoekom ons hier is vanoggend. Ons gaan God se aangesig soek. Ons gaan saam bid. Ons gaan saam die Here se aangesig soek en ons gaan saam God vertrou vanoggend. Miskien voel jy vanoggend jy's omring. Miskien voel jy vanoggend ek het 'n situasie dat ek nie weet hoe gaan ek uitkom nie. Miskien voel jy vanoggend
neerslagtig, mismoedig. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, God sal vir jou deurbraak gee. Ekskuus, ek moes dit seker met jou voor die tyd gereël het, maar ek voel net in my hart om dit nou vir jou te sê. So. Ek gaan gou vir jou sê. Miskien is dit 'n lied wat 'n paar van julle sal ken, maar die lied se naam is This is how I fight my battle. Lied se naam is This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It might look that I'm surrounded, but I'm surrounded by you. En vanoggend wil ek hê terwyl ons hierdie lied dalk gaan sing en ons kan hom kry. Begin daai verklaring vanoggend maak en sê Here, ek mag lyk of ek omring is, maar U is groter as dit. U is groter as my omstandighede, want God is in beheer. En dan wil ek vir ons bid vanoggend en dan wil ek bid vir Suid-Afrika en vir ons land. Pastor Henry, as pastoor voel om verder te kom bid en ons te lei dat ons net bietjie deurbreek in ons gees om te doen wat God wil ons wil doen. Dankie, Sarah. Okay. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. So we're doing tonight. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Surrounded, but I'm surrounded by you. I look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Fight my battle. We gaan die woord van die Here verklaar vanoggend. This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Here. Like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Amen, amen. Ek gaan nou vir ons bid, maar môre ek netjie sagter so dankie. Ek gaan nou vir ons bid, maar ek wil vir jou lees wat sê die Bybel. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word deur die kennis van God en elke gedagte neem tot die gehoorsaamheid van Jesus Christus. Dankie Here. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En Vader, vanoggend kom ons na U troon toe. Ons steek ons hande op na U toe vanoggend, Vader. En ons gee vanoggend oor, Here. Here, dit mag lyk of ons vanoggend omring is. Dit mag lyk vanoggend of dit onmoontlik is. Here, dit mag lyk, Here, of daar geen uitkoms is nie, Here, maar in hierdie verhaal vanoggend in 1 Samuel, Here, het U die onmoontlike moontlik gemaak omdat daar in die geloof opgetree is, Vader.
En Here, in desperaatheid vanoggend roep ons uit na U en ons bid vanoggend vir 'n deurbraak, Vader, in hierdie land. Ons bid vir 'n deurbraak in Suid-Afrika, Here. Here, ons mag dalk min wees vanoggend, Here, maar U woord sê dat dit, Here, dat dit U is by magte om deur min of deur baie te verlos, Vader. En ons kom vanoggend, en ons, Here, in afhanklikheid kom ons en ons lê ons lewe voor U neer, Vader. En ons roep U naam aan, die naam bo elke naam, en wie se naam daar verlossing is, die naam van Jesus Christus. En Vader, ek wil vanoggend bid, Here, dat U sal deurbreek, dat U 'n wonderwerk sal doen, Here. Dat U Gees magtig sal uitstort in ons land, Vader, en dat U genesing sal bring, Vader. Here, want dis mense wat genesing nodig het, dis mense wat stikkend is, Vader, mense wat geen hoop het nie, mense wat trane stort, Here, mense wat nie eens die uitkoms sien nie. Maar ek dank U dat U in beheer is, Here, want by U is niks onmoontlik. En Here, terwyl ek vanoggend so bid, Here, dink ek miskien is hier vanoggend iemand in hierdie kerk wat vanoggend voor 'n situasie staan en wat gebroken is en wat stikkend is en wat nie die uitkoms sien nie, dan bid ek vanoggend, Here, dat U in hulle harte, hulle geestelike oë sal oopmaak dat hulle kan sien. En ek kom bid dat U sal deurbraak, Here, en dat U die onmoontlike moontlik sal maak in hulle lewens, Vader. Maar Here, ek kom bid dat U ons in ons harte sal aktiveer soos 'n Jonatan. Maak nie saak wat die uitkoms is nie, Here, ons sal U vertrou. Want ons wil 'n verskil maak, Here, want in ons harte, Here, is daar uitroep om te sê, genoeg het en lank genoeg, Here, het die vyand die oorhand gehad in hierdie situasie. Lank genoeg, Here, het die vyand, Here, ons land beheer, Vader. Ons gee dit vanoggend in U beheer en ons verklaar, Here, dat U wapens is magtig en kragtig. En ons, Here, U woord verklaar, U het ons mag en autoriteit oor al die werke van die vyand gee, Vader, en ons verklaar dit vanoggend en ons maak dit afdwingbaar deur die naam van die Here Jesus Christus aan te roep en deur die kragwerking van U Heilige Gees. En ons eer U daarvoor en ons loof U en ons prys U, Vader, want in U kom toe al die lof, al die eer, al die dank en al die aanbidding. Want U is ons koning en ons eer U daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen en amen. Kom ons hier die Here lofoffer. Amen.